Goeienaand en baie welkom by die program Fokus. Ek is Susan Botha. Ek verwelkom my gaste vanaand hier in die ateljee. Eerstens Roland Henwood, politieke wetenskaplike by die Universiteit van Pretoria en ook prof Koos Malan, genoot by Sakeliga. Sê ek dit reg? Dit is reg so. Goeienaand Susan, goeienaand Roland en luisteraars. Baie welkom by die program. Daar's baie wat ons moet deurtrap want daar die afgelope naweek eintlik soveel gebeur. Vir 'n oomblik wil ek net stil staan by die registrasie naweek van die afgelope naweek en dit wil voorkom as ek die OVK reg verstaan dat daar eintlik 'n toename was in persone wat 1-tot-1 registrasies gedoen het buiten vir die aanlyn registrasies en dit wil strek asof dit hier verby die 1 miljoen merk gegaan het wat hoofsaaklik jong mense is en ek dink dit is belangrik om daarop te let ook, maar ook provinsiaal waar hierdie persone gaan registreer het en dit was in die Oos-Kaap en dit was in KwaZulu-Natal. Is dit verrassend vir jou en wat maak jy daarvan, Roland, as ek by jou kan begin? Nee, dis nie verrassend nie. Ek dink ons moet die konteks hiervan verstaan dat dit behoort meer jong mense te wees wat registreer. Die meeste ouer mense is aktief. Ons kieserskorps is eintlik 'n ouer wordende kieserskorps in terme van historiese vlakke van deelname. Daar's 'n groot klomp jong mense wat oor 'n lang tyd glad nie geregistreer het, glad nie betrokke was nie en nie aan verkiesings deelgeneem het nie. Om nou te sê dis 'n groot klomp jong mense wat registreer is relatief. Is dit jong mense wat 30 jaar oud is plus? Is dit jong mense wat 22 tot 25 is? So dis moeilik om te gaan sê watter van hierdie segmente is dit wat registreer. Maar wat ons weet is daar's 'n magdom van jonger kiesers wat nooit geregistreer het nie, wat nooit deelgeneem het nie. So dit maak sin dat dit jonger mense moet wees. Daar is nie meer so baie ouer mense wat nog kan registreer nie. Dis belangrik want dit beteken ons begin 'n fase betree waar 'n klomp van die mense wat nooit betrokke was nie besef dis belangrik. Hulle moet registreer om te kan deelneem en dit lyk asof die boodskap begin deurkom by mense dat om nie deel te neem nie is eintlik nie 'n opsie in Suid-Afrika nie. Die probleme wat ons mee sit, die uitdagings wat ons mee sit, is geweldig groot. Wat interessant is die aanvanklike aanduidings wat sê dis Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Die KwaZulu-Natal kan dalk verklaar word met die feit dat dit 'n provinsie is wat waarskynlik baie meer as ander staan in die teken van radikale verandering. Partye wat deelneem, die MK wat oorheers in die politiek daar, alhoewel hy nie in regering is nie, en nie 'n invloed het so ver op plaaslike regering nie. Die vraag is, watter jong kiesers registreer? Is dit mense wat sê, ons moet betrokke raak om dinge in 'n ander rigting te stuur? Die MK het nie die groot voetspoor in terme van partystruktuur en organisasie nie, tensy hulle dit skielik ontwikkel het. Is dit die ANC wat sy herstrukturering aan die gang kry? Is dit die DA en die IFP wat baie goed georganiseerd is, veral die DA, en wat begin invloed maak? Dit is moeilik om te dink dat hulle soveel nuwe kiesers gaan bring, of is dit 'n kombinasie van al hierdie? Selfs in die Oos-Kaap, die hartland van die ANC, die party se struktuur en organisasie is in chaos. Het hulle dit reg gekry om iets daar anders te doen? Of is dit ander partye wat begin om meer effektief te organiseer? Of, en ek dink nie mense moet dit buite rekening laat nie, is dit doeteenvoudig mense wat so moedeloos of kwaad of ontnigter is, dat hulle sê, maar hier moet ons nou iets begin doen. Ek weet nie watter van daai faktore mense dryf nie. Wat wel belangrik vir my is dat meer mense registreer, en dis provinsies wat groot getalle kiesers het wat nie meer deelgeneem het nie. Maar ek wil tog 'n sensitiewe kwessie ook aanraak en dit is dat partye gaan baie mooi moet kyk wat is die OVK besig om te doen in die aanloop en in die uitrol van hierdie verkiesing. Ek dink dit is een van die verkiesings wat belangrik is, waar die OVK onder geweldige druk gaan wees en waar die geleentheid of die risiko van foute maak, daar is. So daar moet baie mooi gekyk word na wat doen die OVK en seker gemaak word dat dit wat hulle doen in lyn is met wetgewing en die verwagtinge rondom die verkiesing. Is hierdie 'n geleentheid ook vir partye om hulle veldtogte aan te pas, om dan meer werwing te doen onder jong mense, wat ons nou gesien het, in aanloop tot die verkiesing?
ongetwyfeld, maar weer eens, geen party kan bekostig, behalwe die EFF dalk, om meer op jong mense te fokus nie, want dis sy natuurlike ondersteuners. Ander partye moet seker maak dat die ander kiesers ook gaan stem, ook geregistreer is. Onthou, daar's 'n groot klomp mense wat moet herregistreer. Ek het nie dit net nou genoem nie, omdat daar verandering aan kiesafdelings en wyke in goed gebring is. So daar's heelwat mense wat dalk nou nie nuwe registrasies is nie, maar herregistreer omdat hulle op 'n ander plek moet gaan stem as wat hulle tot nou toe gestem het. Ons weet nie hoeveel van daai groot getal nuwe registrasies, as ek dit so kan noem, is eintlik maar mense wat net herregistreer nie. Maar die feit van die saak is, partye moet die spektrum van kiesers dek. En partye moet seker maak dat selfs hulle oudste kiesers geregistreer is en by die stembus uitkom. Dit is een van die suksesse van partye soos die DA en die Vryheidsfront Plus byvoorbeeld, is om almal wat die party ondersteun by die stembus te kry in groot getalle. Nou die DA het in die onlangse verkiesing minder sukses gehad daarmee. Hulle sal baie hard moet werk om dit byvoorbeeld reg te kry, want hulle het elke stem nodig as hulle wil doen wat hulle sê hulle wil doen. Selfs met die Vryheidsfront en al die ander politieke partye, maar jy kan nie net op 'n nuwe registrasie fokus nie. Jy moet die spektrum diens, jy moet seker maak die spektrum, jou basis is gemotiveer, gemobiliseer en is op stemdag in staat om te gaan stem. Gaan hierdie dalk 'n aanduiding wees, en ek weet dit is dalk moeilik en 'n onregverdige vraag, dat daar dalk 'n hoër stempersentasie kan wees op die, as 'n mens kyk na wat gebeur in die munisipaliteite met dienslewering, dat mense soos wat jy vroeër genoem het, regtig nou net moeg is om te sukkel. Dis moontlik. Die onlangse geskiedenis sê vir ons nee, hoe meer mense ontevrede geraak het, hoe meer het hulle onttrek. Maar dalk is hierdie 'n draaipunt waar mense sê, goed, dit het nie gewerk nie, daar het niks verander nie, nou kan van ons dalk besluit om weer te gaan stem, want dit kan nie aangaan soos dit aangaan nie. En ek dink dit is 'n belangrike motiveerder en motivering van mense om dalk hierdie keer te gaan stem. So dit mag wees dat dit hoër is, effens hoër is. Daai vraag gaan ons net antwoord op stemdag of na stemdag. Absoluut. Ons is ook nou nie seker of daar nog 'n kiesersregistrasie gaan wees nie. Vroeg in Augustus is 'n tweede, daar's altyd 'n tweede siklus en as ek reg is dit in die eerste naweek in Augustus. En dit is nog steeds interessant dat mense, ons het dikwels die vraag gekry al in ander programme, dat daar 'n aanlyn portaal is waar jy kan registreer, maar wanneer dit op stemdag kom, is ons nog nie daar dat ons aanlyn kan stem nie. Ja, dis 'n debat en daar's navorsing wat gedoen word deur die onafhanklike verkiesingskommissie oor elektroniese stemmings om dit makliker te maak, om dit vinniger te maak om stemme te tel, die administrasie effektief te maak, maar daar's baie wantrou. Ons het 'n baie konservatiewe kieserskorps in die sin dat mense vertrou nie die stelsels nie. En natuurlik het jy partye soos die EFF en MK wat die hele verkiesingsproses verdag maak. En dit maak dit baie moeilik om hierdie skuif te maak. Wat nie radikaal gaan wees nie, baie van die gevestigde demokrasieë en selfs ontleikende demokrasieë. Ek wil 'n voorbeeld gebruik, Brasilia byvoorbeeld, gebruik 'n of 'n meganiese stemstelsel. Is 'n ponsmasjien tipe van wat jy gebruik. Maar daar's kontrolemeganismes. So ek is nie heeltemal teen die idee nie. Daar's baie voorbeelde in Suid-Afrika waar elektroniese stemstelsels gebruik word. Omtrent alle universiteite gebruik dit nou, is op 'n klein skaal, maar gebruik dit byvoorbeeld in SR-verkiesings. So dit kan gedoen word, dit kan werk en dit hoef nie 'n stelsel te wees wat ekstern gemanipuleer word nie. Solank jy die regte sekuriteitsmaatreëls inbou en dan baie belangrik, of dit nou 'n meganiese proses, of dit 'n papierproses of 'n elektroniese proses is, politieke partye se verteenwoordigers by stempunte, by registrasiepunte moet die reëls ken, moet die prosedures ken en moet toesig hou, want dit is die waarborg dat jou verkiesing vry en regverdig is. Dis nie net amptenare nie, dis ook die partye wat betrokke is. Roland, as ons kan aanbeweeg net die DA het ook
heelwat veranderinge in hulle leierskorps aangebring en dit het vir party mense as 'n verrassing gekom, vir ander as 'n skok gekom. Prof Milan, as ek vir jou kan vra, jou reaksie op die onlangse skuwe met John Steenhuisen wat uitgeskuif is as minister van Landbou. Ja, natuurlik noodwendig moes hierdie skuwe gemaak word. Mens kan sê bykans noodwendig en jou klem is inderdaad minstens op die regte plek, naamlik op die skuif van John Steenhuisen. Nou, ek dink, en ons het 'n bietjie gepraat voor die tyd, ek dink ek en Roland verskil so 'n bietjie daaroor, maar dit maak nou nie saak nie. Maar myns insiens is John Steenhuisen eintlik op pad uit die DA uit. Dis my indruk. Ek weet dis bespiegeling en daar's miskien 'n bietjie van 'n gebrek aan getuienis hiervan, maar ek wil tog op die volgende wys. In die eerste plek is hy verwyder as leier. Dis eintlik waarop dit neerkom. Daar was druk op hom uitgeoefen om inderdaad 'n handdoek in te gooi as leier. In die tweede plek is hy nou afgeskuif vanaf die posisie van minister van Landbou na die adjunkminister van Handel en Nywerheid. Nou dit is so dat dit nie sonder 'n presedent is dat so iets gebeur het nie. In die ANC het dit gebeur herhaalde kere dat mense afgeskuif is vanaf 'n volle portefeulje in die kabinet na 'n posisie as adjunkminister. Maar in hierdie geval het ons 'n baie besondere situasie. Dit is dat meneer Steenhuisen het ongelukkig vir hom en ongelukkig vir die DA en die laasgenoemde moet 'n mens beklemtoon. Het hy opgetree op 'n manier wat hom en dan nou veral die DA benadeel het. Wat gebeur het is dat hy in sy hoedanigheid as minister van Landbou in 'n stryd ingegaan het as dit ware met georganiseerde landbou op 'n groot skaal en om toe uiteindelik op 'n selfvernederende wyse in die hof vasgeloop het waar hy aanvanklik baie kordaat georganiseerde landbou met betrekking tot die hele kwessie van back and closure terug teengestaan het en uiteindelik in die hof verloor het, eintlik op 'n baie eerlose wyse verloor het. Nou goed, ek dink die DA leierskap het as dit ware nie 'n keuse gehad nie as om hom uit die posisie te verwyder. Maar nou sien ek dat het is twee goed. Eerste een wat ek moet noem, meneer Steenhuisen het egter ook 'n rekord daarvan dat hy hom reeds ten gunste van 'n swart ekonomiese bemagtiging uitgespreek het. In die departement van Handel en Nywerheid is dit 'n baie belangrike ding om te sê of nie te sê nie. Vir die doeteenvoudige rede, dit is eintlik die departement wat verantwoordelik is vir die administrasie daarvan. Waarvan die effek is dat hy na alle waarskynlikheid om weer in georganiseerde besigheid gaan vasloop en inderdaad weer in Sakeliga gaan vasloop. Ons weet dit. Maar dis dalk van minder belang. Van groter belang is dit. Ek sien in die onlangse dae dat meneer Steenhuisen het nou weer gesê, maar hy het nou weer 'n probleem met sogenaamd Afrimaga. Nou die groot gedeelte van die DA se ondersteunerskorps en 'n baie getroue gedeelte is juis Afrikaanse kiesers. En dis juis Afrikaanse kiesers vir die DA oor 'n tydperk van jare as dit ware gehelp het om sy partyorganisasie te stabiliseer. Dit as dit ware sterk te maak. Nou het meneer Steenhuisen gegaan oor die afgelope jaar 18 maande en daai Afrikaanse kieserskorps het hy van hom gedistansieer, hy het die mense geantagoniseer. Natuurlik is die Vryheidsfront Plus as dit ware baie bly daaroor. So wat die leierskap gedoen het, wat Jordan Hill Loos gedoen het, was om te probeer om daai probleem as dit ware in die bed te sit, om daai probleem te oorkom. En wat ons nou sien is dat meneer Steenhuisen gaan jou werklik waar in weerwil van die feit dat die party probeer om by daai probleem verby te kom en hy roer dit weer aan op 'n wyse wat niemand anders benadeel nie as die DA. Dis een rede hoekom ek dink meneer Steenhuisen het 'n bepaalde disloyaliteit ontwikkel teenoor die DA. Ek sien hy sê onder andere hy is besig om sy posisie te heroorweeg. Hy het dit by vorige geleentheid ook al gesê. Ek dink nie dat en herinner my maar daaraan as ons daarby kom oor 'n jaar om te sê man, jy was toe heeltemal verkeerd en dan was ek verkeerd, maar ek dink nie meneer Steenhuisen sal volgende jaar hierdie tyd nog in die DA wees nie. Ek dink hy het 'n groot las geword vir die party. Ek dink hy voel verneder. Daar is bepaalde redes hoekom hy verneder voel, maar hy het ook maar die vernedering oor homself gebring. Tegelykertyd dink ek dat die skuwe wat gemaak is
byvoorbeeld om vir Willie Oukamp in te bring in die plek van Steenhuisen, is na alle waarskynlikheid 'n goeie skuif. Willie Oukamp is 'n joviale persoonlikheid, is iemand wat self 'n boer is, wat gemaklik met landbou en mense in landbou vereenselwig, en ek dink hy is as dit ware in 'n goeie posisie om die geskonde verhouding tussen die DA en landbou van weer Steenhuisen om dit reg te stel. Dis een kant van die muntstuk, prof. So ons kyk na die ander kant waar die grondwetlikheid nou ook bevraagteken word van hierdie skuwe. Want as 'n RNE vernoot, wat is daardie bevoegdheid? Wat kan hy nie doen nie? Want die president moet ook daar 'n sê hê. Ja, laat ek maar net vinnig sê, die grondwetlike posisie is dat die president doen die aanstellings. Dit is die bevoegdheid van die president om aanstellings in die kabinet te doen, bevorderings te doen, mense te verskuif, kabinetskommelings en so aan. Maar in gevolge die RNE ooreenkoms wat tot stand gekom het in Julie 2024, het al die partye wat deelneem aan die veelparty regering, kan en veral nou die DA wat 'n aantal ministers het, sê dis in gevolge die ooreenkoms, dra dit oor aan die president. Luister, ons wil graag hierdie persoon en daai persoon en daai persoon in die kabinet hê. Jy kan weliswaar sê wat 'n portefeulje is president, maar ons wys aan wie ons daar wil hê. Trouwens, die mense wat in die kabinet aangestel is van die DA se kant af en van die IFP se kant af, is juis mense wat uit die partyleiding van die betrokke partye aan die president voorgelê is. En die president het tevore al wel dienooreenkomstig opgetree. So jy twee kante van die saak. Aan die een kant die grondwetlike sy, dit is die verantwoordelikheid van die president, maar daar is hierdie ooreenkoms in gevolge waarvan die president sy magte ten aansien daarvan uitoefen, ooreenkomstig die verhouding en die ooreenkoms wat hy het met die ander partye wat deel van die regering uitmaak. Die president het nou gesê, ja wel, hy sal dit oorweeg en so aan, maar ek dink dit is maar net 'n bietjie politieke spierwysery. Die goeie Afrikaans daarvoor is grandstanding. Die president wil aanwys hy is nog in beheer. En ek dink hy wil net hy druk so 'n bietjie arm met Jordan Loos, wat 'n baie sterk persoonlikheid is. Met alle respek, ek dink waarskynlik 'n sterker persoonlikheid is as meneer Steenhuisen. Hy wil net vir hom wys, luister, ek is nog in beheer hierso. Dit terwyl meneer Loos is 'n baie selfgeldende persoonlikheid wat op hierdie stadium, terwyl hy nog kort in die leiersposisie van die DA is, ook wil aantoon, ook wil demonstreer dat hy is hier om besigheid te doen. Hy sal hom ook nie laat rondstoot nie. So uiteindelik gaan die president wat my betref inderdaad hierdie aanstellings maak in ooreenstemming met die, noem dit dan maar, aanbevelings wat deur Jordan Loos gedoen is. Paar interessante verwikkelinge in die politieke wêreld. Roland, het jy dalk nog net 'n laaste opmerking om te maak voordat ons die program net vir effens onderbreek? Ja, daar's 'n klompie goed wat 'n mens kan sê. Daar's natuurlik 'n bietjie ironie hier aan. En dit is dat Steenhuisen doen nou wat hy aan die vorige minister van omgewingsake verwag het, Dion George, om van minister te gaan na adjunkminister in dieselfde portefeulje. So dis nog 'n bietjie van 'n toets. As jy bereid om jou eie medisyne te drink op 'n vlak. Nou dit sal 'n mens moet sien. Ek dink wat belangrik is, daar's vir my twee dimensies. Die een is die persoonlikhede, en as 'n mens na persoonlikhede kyk, dan is dit baie duidelik dat omtrent almal wat in die senior aanstellings van die DA gedien het in die kabinet, as mense wat baie na aan John Steenhuisen as partyleier was. Loos kom in heeltemal 'n nuwe, baie jonger leierskapsstruktuur en groepering om hom, maar nie 'n klomp vreemdelinge nie. Dis mense wat oor tyd saam in die party gegroei, gewerk het, die opleidingsprogramme van die party deurloop het, en hy moet sy stempel ook begin afdruk. Dis 'n moeilike stempel, want Steenhuisen was sy mentor. Nou is hy die partyleier, en daar was nog altyd gewag gemaak van die goeie verhouding wat hulle het. Nou moet hy sterk optree, en die manier wat dit aangebied word is tweeledig. Die een is die probleem van landbou en die negatiewe invloed wat dit op die DA het, en potensieel kan hê hoe verder dit aangaan. Maar die tweede deel is die DA se stempel afdruk van 'n nuwe leierskap, maar ook die party se stempel binne die regering vir nasionale eenheid. Daarom dat daar ook ander veranderinge gemaak is, om te sê, maar ons wil nuwe mense inbring, en ons wil hê die beeld van die party en die stempel van die party moet op beleid baie duideliker, meer sigbaar word.
Nou dit skep potensiële spanning binne die RNE wat begin het om op 'n manier te werk waar die spanning wat daar was beheerd en dit was na binne gewees. Nou kan hierdie spanning baie duideliker word want ons is nader aan 'n verkiesing, maar nou begin die ANC en die DA weer openlik met mekaar kompeteer. En dis baie duidelik dat die Loos gaan nie terugstaan van daai kompetisie om die RNE te beskerm nie. Daar's verskeie aanduidings, die beleidskwessie wat hy aanraak, die prestasie van lede in die kabinet en die adjunkministers, wat hy wil hê moet meer druk uitoefen, maar dan ook die feit dat hy onomwonde gesê het, anders as wat in die verlede dalk die indruk geskep is, dat die DA gaan nie die president beskerm in die Palapala saak, as daar bewyse van onwettige optrede is nie. So hy is besig om die party te posisioneer as 'n party wat sal saamwerk, maar in die belang ook van die party, nie net in die belang van die konteks van 'n RNE nie. En ek dink mense moet hierdie veranderinge ook in daai lig sien. So dis 'n leierskapsverandering, dis beleidskonteks, maar dis ook 'n konteks van die DA is 'n eie reg 'n entiteit. En daai entiteit gaan nie hom laat rondstoot of voorskryf of toelaat dat hy ondergeploeg word nie. Miskien 'n laaste opmerking, die reaksie van die ANC by monde van die sekretaris-generaal Fikile Mbalula is vir my baie interessant. Hy het met 'n baie sterk bewoorde verklaring teen die DA uitgekom asof hulle arrogant is, hulle onkonstitusioneel optree, hulle rassisties is, dis die woorde wat gebruik is, omdat die Loos nou hierdie die verwysigings in die kabinet bekend gemaak is. Nou, daar is gesê, ek weet nie of dit korrek is nie, dat die Loos het die proses gevolg. Hy het eers met die president gekonsulteer voordat die DA sy veranderinge bekend gemaak het. Nou indien dit die geval is, dan beteken dit vir my, as ons kyk na wat Mbalula gedoen het, so 'n bietjie benoude kat wat benoude spronge maak, want die DA het nou inisiatief geneem in 'n volgende ronde van hierdie interaksie. En daar is gerugte dat die president ook wou kyk na veranderinge. Ons weet daar's 'n vakante portefeulje wat hy nou moet vul, maar dat daar is ook stories dat hy so 'n bietjie veranderinge wou maak om die kabinet meer effektief te maak. Nou die vraag is, het die DA om voorgespring, het hulle die inisiatief oorgeneem? Dit hang natuurlik baie af van op watter manier die ANC optree en hoe die president optree. Maar dit wat Mbalula doen, laat dit lyk asof die ANC skielik bietjie onder druk is. Van 'n minderheidsparty wat deel is van die RNE. So dis 'n interessante ander manier om hierna te kyk. 'n Laaste opmerking oor die grondwetlikheid. Dit is die president se plig en reg, maar hy moet konsulteer met partyleiers. Daar's natuurlik die buitekans, want ek dink nie die president het regtig veel vryheid van beweging en optrede nie. Maar daar is die buitekans dat hy kan sê, maar goed, ek wil groter veranderinge maak. So ons moet almal nou met mekaar konsulteer en die RNE anders gaan saamstel as wat dit tot nou toe gewerk het. Dis moontlik, maar die president vat 'n geweldige risiko as hy dit gaan doen, want hy het nie die magsbasis en die noodwendig die ondersteuning en die vryheid van optrede om werklik dit te doen nie, maar dit is nie onmoontlik dat hy kan besluit om te probeer inisiatief te kry en so iets te doen nie. Interessant is om dit dop te hou. Die bly gerus by ons is net hierna terug met Fokus. Hier is 'n eenvoudige, tradisionele melktert resep wat perfek gaan werk vir jou ouma se verjaarsdag. Meel, melk, botter, bak, roer. Volg hierdie metode en alles gaan perfek uitwerk vir vandag. Dankie klets. Dis asof my ouma saam in die kombuis is. Kaneel is uit opsioneel. Nee, ek dink jy's opsioneel. Waar begin ek? Van projekplanne, navorsing vir skooltake tot nostalgiese resepte. Klets veilig saam op die Solidariteit app. Welkom terug by Fokus hier op Pretoria FM. My naam is Susan Botha, my ateljeegaste is Roland Henwood, politieke wetenskaplike by die Universiteit van Pretoria, asook professor Koos Malan, saakgenoot by Sakeliga. Die volgende onderwerp wat ons wil aanraak is iets wat in die afgelope paar weke al baie in die nuus is en daar's kort is daar 'n ander dimensie van hierdie saak en ek dink dit is vreemd vir baie Suid-Afrikaners want
ons is nog nooit met so iets gekonfronteer nie en dit is die pala situasie. Prof, ek wil by jou uitvind, wat is die jongste verwikkelinge, want die speaker wou nie die interdik teestaan nie, maar dit lyk my dit is vandag ingehandig. Wat is u opinie? Susan, met jou toestemming net een klein stapie terug. Wat gebeur het is dat die Grondwetlike Hof op die 8de Mei uitspraak gegee het dat die parlement moet voortgaan met die staat van beskuldiging prosedure, dat 'n komitee moet saamgestel word wat verdere ondersoek moet instel na die beweerde optrede, onregmatige optrede van die president, grof teenstrydig met die grondwet, dat hulle optrede wat hulle tevore in 2022 nie meer voortgegaan het nie, dat hulle nou daarmee moet voortgaan. Die Grondwetlike Hof het dit in onomwonde taal gestel. Wat toe gebeur het is dat die speaker baie vinnig van die merk af was, 'n komitee saamgestel het, die noem dit maar die aanklagkomitee, dit het 'n klompie terme, maar een term daarvoor is 'n aanklagkomitee, bestaande uit 31 persone onder die voorsitterskap van meneer Ghana. Maar die president het toegekom en gesê, nee, hy doen aansoek vir 'n interdik, hy wil die verrigtinge kan nie voortgaan nie, want voer hy aan dat die paneel van regsgeleerdes onder die voorsitterskap van 'n vorige hoofregter se verslag wat hulle uitgebring het, destyds in 2022, is gebrekkig. Nogtans het die speaker voortgegaan met die samestelling van die komitee. Die president het toegesien dat nee, maar hierdie verrigtinge gaan voort. Ek moet baie spoedeisend optree om die verrigtinge te stop. En toe het hy aangedui dat hy gaan aansoek bring vir 'n dringende interdik, wat nou binne die volgende paar weke, waarskynlik ergens in die middel van Julie, voor die hof, voor die Kaapse Hooggeregshof sal dien. Die eintlike substantiewe aansoek, die sal eers in die middel van September voor die Hooggeregshof dien. So dis hoekom die president so vinnig tussen beide moes tree. Wat as dit ware gebeur het, dink ek, is dat die president hom misgis het oor die implikasies van die Grondwetlike Hof se uitspraak. Daarmee misgis, en ek dink ook die president het hom misgis met die streng wyse waarop die speaker inderdaad gereageer het op die bevel, naamlik deur dadelik die komitee saam te stel. Toe moes hy as dit ware inderhaas nou 10 dae gelede omtrent, ja, dit is inderdaad 10 dae gelede, Vrydag 'n week gelede, moes hy inspring en aansoek doen vir hierdie dringende interdik. Nou, die komitee, die aanklagkomitee, het toe aangedui dat hulle gaan teestaan. Die speaker self het druk ervaar van oppositiepartye wat in daai komitee dien, dat ek net myself in die rede val deur te sê, daar's 'n groot meerderheid van oppositielede in daai komitee. Ons kan ingaan as ons tyd het op wat die rede daarvoor is. Druk wat op haar uitgeoefen is dat die nasionale vergadering self, dan word nie die komitee nie, maar die nasionale vergadering self, die aansoek van die president, die aansoek op die dringende interdik moes opneer. Die speaker het toe besluit om dit nie te doen nie. Sy het wel besluit dat sy sal 'n beëdigde verklaring liaseer, waarin wesenlik daar eintlik saamgestem word met die komitee se teenstand teen die president se aansoek om 'n interdik, maar dat sy nie 'n party by die aangeleentheid gaan wees nie, dat die nasionale vergadering, soos verteenwoordig deur haar, nie 'n party by die aangeleentheid gaan wees nie, en dat hulle self, wel, is 'n party reeds, maar dat hulle aktief gaan teestaan as 'n afsonderlike party nie, en dat sy haar sal berus by die uitspraak van die hof. Sy ervaar 'n klomp kritiek as gevolg daarvan. Ek wil sê, ek stem nie saam met die kritiek nie. Die komitee, die aanklagkomitee, is reeds 'n komitee van die nasionale vergadering en doen eintlik namens die nasionale vergadering die werk wat die speaker, as daar nie 'n komitee was nie, sou gedoen het. So dis nie nodig om die hele prosedure as dit ware te verdubbel en van haar kant af dit ook te staan nie. Ek dink sy het met betrekking tot hierdie aangeleentheid haar grondwetlike pligte inderdaad eintlik behoorlik nagekom. Dan net die volgende. Na mate hierdie proses verder ontvou, begin ek die indruk kry, ek hoop dit val nog binne die bestek van jou vraag,
Maar ek begin die indruk kry dat die president se vermoë om hierdie aansoek deur te hak is inderdaad skraal. Ek het oor die afgelope naweek, onder andere op grond van ander media navrae, net weer die grondwetlike hof se uitspraak geraadpleeg. Die uitspraak is baie onomwonde, gaan voort met die prosedure. Die effek daarvan om vir die Hooggeregshof in die Kaap of watter ander Hooggeregshof ook al te vra om die verrigtinge nou te staak tot tyd en wyl die aansoek verhoor is kom eintlik daarop neer dat vir 'n Hooggeregshof gevra word om iets in die aard van 'n appelbevoegdheid of 'n hersieningsbevoegdheid uit te oefen oor 'n bevinding van die grondwetlike hof. Dis soos wat ek dit lees. Ek dink daar's 'n baie goeie kans dat namens die komitee aangevoer sal word en ek het reeds insaak gehad daarin dat daar was reeds 'n regsopinie aan die komitee gedoen wat eintlik daai argument in 'n klein bietjie ander woorde voer dat die Hooggeregshof het nie bevoegdheid, het nie jurisdiksie oor hierdie aangeleentheid nie en kan as gevolg daarvan noodwendig nie die interdik toestaan nie. En ek het die indruk, gegeewe die onomwonde aard van die grondwetlike hof se uitspraak, dat dit inderdaad korrek is en dat die kanse dat die president het sy met hierdie dringende aansoek kan slaag of uiteindelik met die hersieningsaansoek van September inderdaad baie skraal is. En dit is na alle waarskynlikheid een van die belangrikste redes waarom die komitee met soveel selfvertroue spoedeisend as dit ware voortgaan met hierdie aangeleentheid. 'n Laaste punt is net dit, ek dink een van die goed wat ook genoem word is die president sê hy gaan onherstelbare skade ly as hierdie proses voortgaan. Van die kant van die regsopinie is gesê wat die komitee verkry het, jy gaan nie onherstelbare skade ly nie. Jy ly noodwendig skade as jy impeach word, as daar sodanige moontlikheid is, maar nie buitengewone skade nie, want die komitee self moet jou beskerm, die voorsitter van die komitee. Jy het buitendien, so daar is behoorlike prosedure, jy het buitendien regsverteenwoordiging, wat eweneens 'n vorm van beskerming is. So die argument as sou jy noodwendig onherstelbare skade gaan ly, is regtig sonder substansie. Dit is baie interessant, want daar is ook 'n vraag wat gevra word oor die verantwoordbaarheid, deursigtigheid van hierdie saak. Was die president nie voortydig met sy aansoek nie? Ja, ek wel myns insiens, ek sê wat ek sê. Ander mense gaan moontlik hiervan verskil, ook ander regsgeleerdes van hiervan verskil. Ek dink mens jy kan sê dis voortydig vir soverre as wat die volgende gebeur. Tans is daar nog geen aanduiding dat daar optrede is wat lyk asof die president onherstelbare skade gaan ly nie. As daar byvoorbeeld verwoede ondervraging in die komitee is en in die impeachment komitee is en daar's nie behoorlike beskerming van die president nie, dan kan jy sê nee, maar hier dreig inderdaad ernstige inbreuk op sy belange. Nou is daar die noodsaak om die hof te nader. Hier is nie 'n teoretiese kwessie nou nie, daar's 'n daadwerklike geskil. Dis waaroor howe beslis. Howe beslis nie oor teoretiese aangeleenthede nie. In daai opsig is dit inderdaad voortydig. Maar soos wat ek eintlik geargumenteer het tot nou toe, ek dink ook in die algemeen is daar nie werklik substansie vir die president om 'n aansoek van hierdie aard te bring nie. Net voordat ons aanbeweeg, Rand, as ek miskien dalk vir jou kan vra, daar was ook 'n kwessie gewees dat daar bestaan nie reëls vir so iets nie. Kon hulle al finaliteit bereik oor dit? Goed, dis een van die prosesse wat aan die gang is en daar's baie verskille oor hoe moet die reëls wees, want dit is nuut. Die grondwetlike uitspraak het bepaalde riglyne gegee, maar jy kan nie die reëls vir die parlement gee nie. So daai komitee moet nou reëlskomitee toe gaan. Dis hoe die parlement werk en dan moet daar regulasies of reëls opgestel word wat dan goedgekeur word deur die parlement en wat dan nou en in die toekoms gebruik gaan word. En daar's voorbeelde daarvan. Toe die openbare beskermer Mkhwebane uitgeskop is, was daar ook nie reëls nie. Ook 'n hofsaak en toe moes daar reëls gemaak word. Die parlement het gesê, julle moet reëls hê wat bekend is, so daai gaan waarskynlik die basis vorm van wat hier gebeur. Daar's 'n groot geveg gewees oor die
vereistes wat waaraan persone wat op hierdie komitee doen moet voldoen. Die argument gaan daar dat Dr. John Sloppy hoort nie op die komitee nie, want hy mag nie op die regterlike dienskommissie dien nie, en dit is ook deur 'n hofuitspraak eintlik neergelê, want die parlement het gesê daar's nie sulke reëls nie. So dis een van die goed wat aan die gang is. Daar's ook stemme wat opgaan en sê die leier van die EFF, Julius Malema, kan nie op die komitee dien nie, want hy's veroordeel. Hy's reeds skuldig bevind. So hoe kan hy op hierdie komitee dien? Nou die advies in die parlement is dit mag wees dat dit legitiem is, daar moet gekyk word, maar die reëls kan nie terugwerkend gemaak word nie. So nou moet daar gekyk word na dis die komitee wat gebeur vorentoe. Ek dink 'n belangrike punt wat ook mens na moet kyk hier is dat die komitee werk anders as wat mense gewoond geraak het, want die ANC is nie meer die dominante meerderheid in die komitee nie, dis 'n minderheid. En die oppositiepartye werk sover meerendeels goed saam oor die beginsels. Daar's geweldige verskille oor die uitvoering, maar oor die beginsels is daar breedweg 'n baie groot mate van eensstemmigheid en bereidwilligheid om met mekaar saam te werk. Ek dink nie dit gaan maak dat die proses vinnig is nie. En dan moet ons onthou, ek hoor van die president se aansoeke, maar daar's 'n ander baie belangrike dimensie. Die verslag die artikel 89 verslag, as ek dit so kan noem, het nie die president skuldig bevind nie. Het gesê die president het 'n saak om te beantwoord. Onthou, daar's baie inligting wat nie gegee is nie. En hierdie komitee se primêre taak is nie om die president te onthef nie, is om die omstandighede en die feite te bekom, met ander woorde ondersoeke te doen, inligting te bekom, die verslag te beoordeel en dan na die parlement toe terug te gaan met 'n aanbeveling. En daai aanbeveling kan wees, hier is nie 'n saak nie, nou dit kan deur die regbank ook bevind word, maar die parlement kan dit doen, of ja, hier is 'n saak, maar dis nie 'n saak wat 'n ontheffing van die president vereis nie, maar daar kan dit 'n regwysing wees. Of indien daar baie meer is as wat 'n mens dink en baie erger, kan die komitee sê ons beveel aan dat die president in 'n staat van beskuldiging geplaas word en dan moet die parlement met 'n 2/3 meerderheid stem dat die president onthef word. Nou soos wat dinge nou staan, dis baie ver voor ons daar gaan kom. Maar dit is die parlementêre proses wat moet uitspeel. Ek stem saam, ek dink dis goed dat die speaker nie by die regsproses betrokke raak nie. Die speaker is veronderstel om buite die goed te bly. Die parlement is reeds betrokke by wyse van die komitee. Ja. En die speaker blok dit nie. So dis nie dat sy die president beskerm nie. Ek dink sy beskerm die ampt van speaker en die ampt van parlement. En dit is baie belangrik dat dit so gedoen Na die word. onafhanklikheid. Ja, anders word die speaker 'n party in 'n partypolitieke geveg. Nou die speaker is natuurlik 'n partypolitieke persoon, maar in die uitoefening van jou ampt as speaker, is jy veronderstel om bietjie buite dit te staan. En my interpretasie is dat dit is wat nou gebeur. So ek het nie 'n wesenlike probleem daarmee nie. En bly gerus ingeskakel, net hierna gaan ons voort met Fokus. Hier is 'n eenvoudige, tradisionele melktertresep wat perfek gaan werk vir jou ouma se verjaarsdag. Meel, melk, botter, bak, roer. Volg hierdie metode en alles gaan perfek uitwerk vir vandag. Dankie klets. Dis asof my ouma saam in die kombuis is. Kaneel is uit opsioneel. Nee, ek dink jy's opsioneel. Waar begin ek? Van projekplanne, navorsing vir skooltake tot nostalgiese resepte. Klets veilig saam op die Solidariteit app. Welkom terug, jy luister na Fokus op Pretoria FM. Gaan voort met internasionale nuus en daar was baie verwikkelinge gewees veral tussen die VSA en Iran. Prof, ons het gesien Vrydag was daar, verlede week eintlik was daar groot opgewondenheid oor die ooreenkoms van verstandhouding en gedink dat nou is daar 'n 60 dae ten minste waar die wêreld kan asemhaal. Dit het nie gehou nie. Ja. Die onderwerp Susan is inderdaad boeiend interessant. Die inhoud van die ooreenkoms, waarvan ek nou so min of meer 'n opsomming hier in my hand het met 'n klein bietjie kommentaar, die suggereer iets baie besonders van die magsverhoudings tussen die partye. Hoe sterk was Iran inderdaad gedurende die oorlog en nou by beëindiging van die oorlog? Hoe sterk is die VSA? Die rede hoekom dit belangrik is om daarna te kyk, is omdat die ooreenkoms as sodanig vir mense baie goeie insig verskaf
in hoe sterk die partye was. Ons het baie propaganda gehad, veral vanuit sekere Amerikaanse geleedere, oor hoe Iran se militêre vermoë totaal verwoes is, hulle op enige stadium totaal in duie kan stort, dat hulle moontlik ook ekonomies in duie kan stort, en dat hulle op die punt is om eintlik as politieke faktor te verdwyn. Dis waarop dit neerkom. Nou blyk dit, gegee die ooreenkoms dat Iran inderdaad beduidend sterker was as wat veral algemeen in die pro-Amerikaanse, pro-oorlog lobbygroepe en kommentaar as wat die indruk wat daarin geskep is. Die rede hoekom ek so sê is dit, die ooreenkoms as sodanig is regtig skoon skip vir Iran. Dis tot geweldige voordeel van Iran. Nou die politieke, die ingesteldheid van mense is baie dikwels om anti-Iran te wees, anti-Moslem te wees, ernstig pro-Amerikaans te wees, geheel en al ongekwalifiseerd pro-Amerikaans te wees. So wanneer ek nou so sê, wat ek nou so pas gesê het, dan mag daar die reaksie wees, is jy pro-Iran? Hoegenaamd nie. Ek het geen besondere aangetrokkenheid tot mullahs, ayatollahs en wat ook al nie. Ek sien liewer kommentaar oor wat ek in die ooreenkoms sien. Die ooreenkoms kom daarop neer, dit 14 punte, maar in die algemeen kom dit daarop neer, dat die Amerikaners, en ek stem inderdaad saam daarmee wil ek sê, dat die Amerikaners by 'n situasie betrokke is, by 'n inisiatief betrokke is, om die verhouding, dit die Amerikaans-Iranese verhouding, wat 'n vyandige verhouding was sedert die revolusie in 1979, totaal te heroriënteer. Mens kan dit so opsom, waar die fokus tot nou toe, die afgelope 47 jaar, en veral gedurende die oorlog 1 was van stokke, sticks, het hy heeltemal omgeswaai na carrots. Daar is nou 'n poging van die Amerikaanse regering om baie uitdruklik vir Iran bepaalde voordele te laat toekom, ten einde op die wyse 'n gesonde verhouding met Iran te bewerkstellig en om langs daai weg invloed te probeer uitoefen. Veral gegee by die feit dat die moontlikheid om by wyse van militêre en dergelike optrede Iran onder te kry, die afgelope tyd geblyk het nie die kool die sous werd te wees nie. Amerika kan dit doen, maar die kostes verbonde daaraan is doeteenvoudig te hoog. Ek wil net die 3 goed noem wat tot die voordeel van Iran strek. In die eerste plek, al die bevriesde bates wat as gevolg van sanksies bevries is, moet nou losgemaak word en die Amerikaanse regering moet dit inderdaad aan die hand van 'n skema wat nou onderhandel sal word, teruggee aan die Iranse regering. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat vir my eintlik baie belangriker is dat daar 'n pakket is van $300 miljard, nie rand nie, dollar, is baie geld, as 'n herstel- en opheffingsinisiatief vir Iran. Wat nie net nodig is vanweë die oorlog nie, natuurlik dit ook, maar vanweë die geweldige nadeel wat Iran gelei het as gevolg van sanksies. Nou dit is nie 'n skenking van die Amerikaners nie. Allermins, dis ook nie 'n voordeel wat net van Amerikaanse bronne vir Iran gaan toekom nie. Daar word gepraat van Iran en al die moonthede in die streek. Ek dink dit kan selfs so ver strek as Indië ensovoorts. En wat gaan gebeur is dis 'n kwessie van beleggingsgeld. Die Amerikaners gaan op groot skaal, as die dinge mooi uitwerk in die onderhandelinge van die volgende 60 dae wat 'n bietjie verleng kan word, dan gaan daar enorme belegging in Iran wees, waaruit Iran natuurlik groot voordeel gaan trek, maar tegelykertyd gaan die beleggers, veral die Amerikaanse beleggers en wie ook al anders belê, natuurlik insgelyks baie groot voordeel daai trek. Die derde ding is, dit is duidelik, Iran het gesê, ek wil nie 'n kernwapen hê nie. Dit was die Iranse posisie nog altyd gewees, ek wil nie 'n kernwapen hê nie, maar ek wil graag verryk vir vreedsame doeleindes. Nou dit is iets waarop daar reeds ooreengekom is in 2015 in die sogenaamde JCPOA ooreenkoms,
wat Obama destyds beding het, nadat daar ook 'n klomp sanksies teen Iran was. In 2018 het Trump daai ding opgeskeur. Nou moet dit as dit ware heronderhandel word. En dit gaan klaarblijklik heronderhandel word, en hier raai ek nou so 'n bietjie. Na alle waarskynlikheid op baie soortgelyke terme as wat dit destyds onderhandel is in 2015. Die rede hoekom ek so sê is, baie van die bedingingsvermoë wat die Amerikaners gehad het, met betrekking tot byvoorbeeld die moontlikheid van oorlog voer, 'n militêre inval, dis nou op die proef gestel en het geblyk nie te werk nie. So ons het te doen, net om af te sluit, ek het te lank gepraat oor hierdie onderwerp, ons het te doen hier met eintlik 'n totale kentering, bykans 'n revolusie van die kant van die Verenigde State rakende sy verhouding met Iran, waardeur hy na alle waarskynlikheid hoop om 'n totale kentering in Iran se optrede te bewerkstellig. Persoonlik dink ek dit is heeltemal moontlik, want albei die partye, Iran en die VSA, het 'n belang hierby. Dit kan nie slaag nie. Albei wil hê dit moet inderdaad slaag. Hoekom is dit die wêreld slaag ook? Wel, uit die aard van die saak, in 'n groot mate tot die voordeel van ons almal as dit ware. Een land gaan argumenteer, dit is tot ons nadeel, en dis natuurlik Israel, maar ek dink die Amerikaanse logika werk min of meer so, dat in plaas daarvan, en ek is ook ten gunste daarvan, beskerm en waarborg die veiligheid van Israel, maar doen dit nie deur oorlog nie, maar deur langtermyn gesonde betrekkinge tussen almal. Makliker gesê is gedoen, maar dis die weg wat jy inslaan en vertroue wat jy skep na mate jy stap vir stap vorder. Dankie professor. Ons het 2 minute, Roland, as ek vinnig net laastens by jou kan stel. Ons het vandag groot nuus gehad in terme van Keir Starmer wat bedank het. Jou opinie daaroor? Ja, ek dink wat ons sien is nog steeds die effek van Brexit, die Britse losmaak van die Europese Unie, en want dit is waar die groot onstabiliteit in die Britse politiek begin het. En dit het die konservatiewe party deur 'n hele rits eerste ministers gevat, en nou lyk dit of dieselfde met die Arbeidersparty gebeur. Waarskynlik nie net dit nie, die leierskapstyl van Starmer, die interne spanninge in die party, maar ook die politieke konteks in Brittanje speel 'n rol. Starmer het nie oortuig as leier nie, hy kon nie die gemeenskap met hom saamneem nie. En daarom het hy vertroue verloor van sy party, en hy is op baie reguit manier gesê, dis tyd om te gaan. Dis nie wanneer jy gaan nie, dis wat is die tydlyn. En natuurlik is hy uitgedaag van binne die party. Die vraag is, wat gebeur vorentoe? En daar's verskillende kwessies. Brittanje of die Verenigde Koninkryk sal moet op een of ander manier die verhouding met Europa herstel. Nie binne die Europese Unie as 'n lid waarskynlik nie, maar daai noue verwantskap kan nie beëindig word en jy gaan net aan nie. So dit is een van die uitdagings. Nou Starmer het daarmee waarskynlik meer sukses behaal as enige iemand voor hom. Sy opvolger moet voortgaan daarmee. Die tweede belangrike punt is wat ons sien is die toenemende fragmentering van die Britse tweepartytelsel. En die konservatiewe party word deur sommige beskryf as 'n party wat op pad uit is. Gaan dieselfde met die arbeiders gebeur? Mens sal moet sien tot watter mate, maar dis duidelik dat daar 'n veelheid van ander rolspelers begin kom wat 'n rol begin speel wat die gevestigde partye uitdaag, en die kiesers lyk dit of hulle nie meer vertrou het in die historiese tweepartytelsel nie. So waarskynlik op die kort tot medium termyn meer onstabiliteit, meer moeiliker besluite van partyleiers en groot uitdagings in terme van beleid wat hulle gaan moet hanteer om die binnelandse politiek te beheer en te stabiliseer. Interessant. Ek sal ook net sien as Andy Burnham daardie posisie inneem en hy het gesê hy stel belang om daai posisie te vat, sal hy Brittanje se 7de eerste minister wees in 'n dekade. Ja. Dis amper ongehoord. Elke 18 maande as 'n gemiddeld kry ons 'n nuwe eerste minister. Ons moet daarby volstaan. Baie dankie Roland Henwood vir jou deelname vanaand, dieselfde ook vir u professor Malan. Dit was 'n voorreg geweest. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Dankie. Hier is 'n eenvoudige, tradisionele melktertresep wat perfek gaan werk vir jou ouma se verjaarsdag. Meel, melk, botter, bak,
roer. Volg hierdie metode en alles gaan perfek uitwerk vir vandag. Dankie klets. Dis asof my ouma saam in die kombuis is. Kaneel is uit nou uit opsioneel. Nee, ek dink jy's opsioneel. Waar begin ek? Van projekplanne, navorsing vir skooltake tot nostalgiese resepte. Klets veilig saam op die Solidariteit app.